Hallo mense, ek is Koos van die Groot Karoo. Maar kyk, vandag gaan ons nou vir julle kransie maak. Hy lekkertjie wat so binnekant soos heuningkoek lyk, buite om chocolate. Vir hom maak ons so vandag. Nou kyk, ek het nou my besigheid hier op die stoep opgeslaan, dan engeltjies se bui is nie vanmôre lekker nie. Nou het sy met daardie kombuis uit verdryf en moet ek maar my ding hier doen. Eintlik baie eenvoudig. Mens werk met suiker, so temperatuur en goed is daarom nou belangrik. So, hier is nou 'n koppie water hier in die pot. En die stoof is aan. Nou, ek gaan die 3,5 koppie suiker, die gaan nou hier in die pot in. En dan moet ons hom in die kook kry. Nou kyk, hier het ek nou klaar die pan met foil uitgelyn, dat is die goed gaan ingooi. Kyk, wanneer die honeycomb op die binnekant van die kransie nou begin rys en dan moet 'n man vinnig werk, hy gee nie kans nie. So ons gaan gou die suiker oplos en dan so bring tot by so 140 grade. Hier lê ons 'n suikertermometer. As jy nie 'n suikertermometer het, is dan seker nou nie heeltemal die ergste nie, maar ons laat net die ding reg doen. So ons gaan nou hier op die stoof laat die suiker oplos en dan gooi ons die heuning by op 140 grade. Op 150 grade gooi ons dan ons krummetart in, so 'n halwe teelepel krummetart, dis hy daai, en 5 teelepels koeksoda. Die koeksoda en die goed maak 'n chemiese reaksie, daar rys die ding, laat net die skuim staan. Dis die binnekant van die kransie. Dan gaan aan die buitekant chocolate omsit en na die nou kransie net so goed of beter as wat die chocolate fabriek kan maak. Maar ons is nou gou daar, net gewoon suiker aan die smelt kry. Nou ja, ons pot is hier lekker aan die kook. Ons nou die termometer, hy moet nou gooi tot so by 140 grade. Hy nog so eentjie om te gaan. Nou kyk, dis 'n baie sterk suikerkonsentraat hierdie, so ek moet lekker wees dat dit nie kristalliseer nie. So moenie te veel roer nie en dan, dus hierdie kwasie moet water. Smeer ons net sy rand hier so aan die binnekant. Verf jy hom net so 'n bietjie. Want as hy op 140 grade kom, dan sit ons die heuning by daar soos half koppie heuning, dis nou ons eie bye se heuning. So hy moet nou nog so 'n bietjie aanstoot. Het vat so effe lank van hom, maar ek weet terwyl ons wag, hou ons by die deksel op die pot, die stom wat nou afkom, loop ons nou weer af. En dit keer ook dat ek kristalliseer. Of jy kan miskien 'n suurlemoen ook bygooi as jy wil. Maar hier resep het nou nie suurlemoen by nie, so ons werk nou maar net versagtig, laat hy nie kristalliseer nie, en dan wanneer hy nou, jy moet net al jou goed reg hou. Kyk, ons pan is klaar uitgelyn met die foil waar ons nou die suiker gaan ingooi, want as jy jou koeksoda en jou krummetart bygegooi het, maar jy vinnig woel, dan hy gee jou nie kans nie, want hy rys en hy skuim en hy kook en hy gaan aan in die pan gaan. So dan moet jou pan klaar uitgelyn wees. Nou ja, net gou kry tot op 140 grade. Oké, gooi so stadig aan. Kan die mense sien, daar loop hy. So ek sê, dus alles gaan nou net om te keer dat dit nie kristalliseer nie. Nou ja, daar so suiker nou by 140 grade. Nou sit ons gou ons heuningkie by. En dan moet hy gooi na 150 grade toe. En dan moet ons nou koeksoda goed bygooi. Nou daar gaan hy. Nou, ruik die heuning lekker. Lekker fyn bos heuning.
Así, así. Cuma ini nang stai. Semua kita bikin afkrap terus lipen. Ja, geen Oekraïnse zin. Dus je nog niet gezien dat je nog verschonen, want kijk die bijen gaan nou. Hier achter u nang aankomen, is vandaag een lekker warm dag hier zo. Zo, dan ga ik om kijken wat gaan aan. So hier is die eerste by nou al hier aan ronddraai. Maar dis daarom seker ons eie bye so, hulle is seker nie steek. As hy nou die ding aan. Dan moet jy net weer op sy temperatuur kry. En dan is hy daar. Dan moet julle hier om ons is nou bye. Hulle is nou agter die ding aan. So ons moet vinnig woelie suiker moet dan op temperatuur kom. Dis ek wou uitgooi want die bye kom kyk nou wat gaan hier aan. Ek hoop net hulle woelers daar nie was. Nou ja. Daar is suikermengsel op 300 grade, 300 grade Fahrenheit, 150 grade Celsius. Nou ja, ons gooi nou ons vuur af. Nou vat ons gou ons kremetart. Ons skud hom intussen hier so evenredig oor. En ons koeksoda, same story. Alright. Vat ons gou ons spatula en ons woel hom so 'n bietjie. Kyk hier begin hy. Nou ja, gooi hom in ons pan. Oh, hy lyk baie cool. As hy, nou los ons hom met die rys. Dan nou so afkoel tot hy hard is. Hy lyk baie mooi. Nou ja. Ons sien mekaar weer so oor 'n uur of wat. Nou ja, het ons nou ons kransie se binnekant uit die pan uitgehaal. Hy het nog heeltemal die uithaal, hy so 'n bietjie gebreek. Maar hy baie lekker, hy lyk baie mooi, hy lyk reg, alles is reg. Ons gaan hom nou opsny. Nou as jy weet hoe hy opgesny raak, dan moet jy nou wag tot my boek uitkom, dan as jy sien. En dan gaan ons hom nou in chocolate dip en dan jy nou 'n kransie. Ek hier so, ek kom ons hom nou opgebreek van die chocolate dip. En die chocolate hier moet baie fyn gekap, nie fyn gekap, stukkend gekap. Hierin. Die chocolate sit dus hier op die waterbad. Hy moet nie direkte kontak met die vuurvlam kom en anders brand hy vas. Nou kyk, as die chocolate daar smelt, dan gaan hy goed dip. Dan gaan hy op die silikonmat neersit, die kan afkoel. Dan jy nou regte kransie. Dus 'n regte kransie. Nou ja, ons sit gou die chocolate hier op. Allee. Jy moet net gewag dat die smelt. En dan dip ons om. Baie lekker. Nou ja, hier is chocolate nou gesmelt. Hier het ons honeycomb. Dip hom nou goed in die chocolate. Lekker. Reg rondom. En sit ons nou op die silikon ding neer. Hy gaan nie vassit nie. Dis hy. Beter as daai groot chocolate companies en regte heuning in.
Acai. Baie lekker. En die chocolade is zo warm. Kijk, ons het nou hierdie twee gedip. Hier zijn nog zo'n paartjies, ons gaan nou niet voor jullie op, jullie nog zien hoe lekker. En als hij nou afgekoeld is, dan gaan we hem nou gauw. Kijk hoe lekker hij. Nou ja, hier is ons chocolate nou. Klaar gedip. Baie mooi, baie lekker. Ja, dat is de rechte ding.